Goeienaand, jy is ingeskakel op Blad Sport Media met Bert Mostert en Skalk de Moustrous, lekker in jou Skallie. Lekker. Hoe kan ons iets anders as lag sê vir my? Ek wil nie meer die mouse wees nie. Wat wil jy wees? Nee, ons sal maar daaroor dink. Ek kyk aan mekaar na hierdie ding, wat staan na Etihad Airways. Ek het nie 'n klou wat dit, obviously is dit een of ander Airway, ja. Dit lyk aan mekaar vir my as wat Riyadh Season shirt of iets moet wees. Sulke vibes, ja. Ja, hy adverteer airlines en ek adverteer jou nommer 1 elektriese company in die Namakwa-land. L&D Electrical, if it's electric, we'll get it. Of zoiets. Ek kan nie die ding se naam onthou nie. Zoiets. As dit elektries is, dan kan ons dit verkoop. En sommer enige iets anders ook. Ons is nou nie bang nie. Ek verkoop al koeldranke daar in die winkel. Ek is mos 'n viskuier. Ek kom ons uit die retail wêreld. Vis en chips ook verkoopbaar. Ja, iemand was op 'n call daar toe sê hy, ja nee, ek sien nou dat Bert hier is hy lankie nou, sê 'n klomp koeldranke. Daar gaan ons seker een van die dae vis en chips en rations en goed. Toe sê ek gee kans. Ek werk nog daaraan. Ons sal daar sou kom. Maar anyway, ou Skallie, dis 'n freaking Dinsdag aand wat ons shoot, nie 'n Sondag aand nie. En die hoofrede is Tilden en Skalk was nie Sondag lus gewees om te shoot nie. Toe sê ek, okay, dis nie nodig nie, want daar's niks fights om oor te praat wat verby is nie. So ons het nie daai rush gevoel, okay, ons moet nou so vinnig as moontlik die video uitkry nie. Ons praat letterlik net oor upcoming fights wat maase cool gaan wees. So net upcoming fights. Net upcoming fights. Kom aan jou mond so om. Skalk wil ek nou vir arme Tilden sommer rip vir een of ander rede. Nee, ek nou, ek het nou iets gehoor wat hom verskriklik verbaas. Het gebeur so kort, so van tyd tot tyd. Okay, so net upcoming fights is net een video. So kyk uit vir een video. Yes, gooi, wat is op die menu vanaand? Okay, so upcoming is die 5 versus 5 boxing en dan die UFC 302. So as weer 'n lekker groot UFC event. Kom ons het nou so crazy cool boxing of die vorige show gehad het ons mos Fury en Usyk en alles. Kom ons begin met die boxing 5 versus 5 en dan kap ons die UFC. Ja, I don't mind. Ja, okay. net vinnig, sorry, voordat jy begin. Ons gaan net 3 fights aanraak en ek weet nie hoe's die volgorde van die fights nie. Normaalweg, kyk, 5 versus 5 is mos die 5 bestes van Eddie Hearn teen die 5 bestes van Frank Warren en nou hoor hulle mos en nou kyk hulle mos nou wie is die beste promoter van die twee. Wat mos nou 'n briljante konsep is, ons het mos nou daar gepraat, maar dit sou die 5 versus 5 gewees het en dan in die main event sou dit Bivol teen Better BF gewees het vir die undisputed light heavyweight belde, al die belde. En dit sou vir my soos the cream of the crop op die ding gewees het en flippin unfortunately toe beseer Better BF homself. Daar's hy uit en nou weet ek nie eens meer vir die main event is ek het 'n gevoel, ek sal nou net sê as ons sal kom, maar ek dink die main event is 2 heavyweights. Een van die 5 versus 5s. Ja, een van die 5v5s. Maar kom ons begin dan sommer met die ex-main event. Maar nou, daar is nou 'n nuwe man wat inkom in Better BF se plek. Okay, is Dimitri Bivol teen Malik Zinad. Het jy al in jou lewe van ek ken 'n Malik Scott, maar ek ken nie 'n Zinad. Ek ken net Malik. Nee, ek ken nie. Ek ken cricketspelers wat Malik is van maar Pakistan. Ken jy nie van Malik Scott wat vir Deontay Wilder train wat ook 'n heavyweight boxer was nie? Ja, ek onthou so iets. Maar anyway, niemand van ons ken vir Zinati. Wat gaan aan? Maar anyway, like Kami te bad. Bivol is 22-0 met 11 knockouts, 50%. Dan split down the middle. En Malik is ook 22-0, maar hy het 16 knockouts. So hy het eintlik 'n beter rekord as jy wat knockouts betref. 12 rondes moes nou vir Bivol se WBA light heavyweight title. So maar dis net vir die WBA. Dis hy seker 'n mandatory of 'n ding. Ja, ek dink jy's reg. Ja, ek het nog nie so daaraan gedink nie want ek ken nie vir Zinat van geen kant af nie, maar dit is seker net
'n mandatory defense laat hy hulle kan Ja. happy hou en dan kan hy in better BF. Weer later fight. Ja, maar wat vir my nogals kan nie sê impressive is nie, jy kan seker sê impressive. Hierdie ou is nie sommer 'n tune-up fight of 'n stay busy fight voor die groot fight nie. Hierdie Zinat Malik of wat ook al, hy's flipping undefeated. Kyk, die feit dat ons nog nooit van hom gehoor het nie, sê vir my hy kan nie so next level goed wees nie, want ouens wat so goed is, hoor jy daarom ten minste iewers Ons van. kyk daarom nou al lank boks, ons moes Ja. iewers al Ja, van hom gehoor het. En baie ouens kom met hierdie crazy records, maar dan het hy dit in sy dorp gedoen in die platteland. 14-0 of iets soos dit. Die oomblik as hy kom fight teen 'n ranked opponent, dan word hy heel opgeneek. Maar dit is nie hierdie ou se geval nie. Okay. Net gou vinnig rattle deur 'n paar van die feite. Ek praat nou van Zinat. Hulle noem hom The Trigger. Okay. Moet maar nie ander afleidings maak met Seker volgens sy 16 knockouts. Ja. Pull the trigger. Hy pull die trigger so 2 uit 3 keer uit, skiet hy raak. Hy's 'n Libyan fighter. Okay. Hulle staan nou nie wêreldwyd bekend as 'n fighting nation nie, maar hy is daarso. Hoor hierso. Hy's die WBC Mediterranean, WBA Continental Champion, die IBO Continental Champion en alles is in heavyweight. So dit is Light heavyweight. in light heavyweight, sorry. So hy het 3 belde, Continental en Mediterranean en wat ook al. So en dit is daarmee 3 groter sanctioning bodies. So hy's nie bad nie. Ja. Hy het hom al gefight vir belde. Al is dit nou nie recognized continental goeders nie. Dis mos maar so goed soos okay, ek is die British champion, maar nou fight ek teen die world champion. Daar's 'n masse verskil Groot tussen die verskil. twee. Yep. Ek het net so vinnig highlights van hom loop kyk. Jy kry mos nou nie verskriklik baie van die ou nie. Wat ek gesien het, hy het goeie power. Hy staan sommer baie keer as laat hy ou een shot, dan val hy man soos 'n droë boom neer. Maar jy weet ook mos nou nie, jy weet Ja, mos nou hoe is niks hy? van die kompetisie. Hoe is die ou se chin, hoe is hy wat ook al. Goeie power. Hy's lank, hy's skraal en dit is mos hoekom daai skraal manne wat so bly hard slaan. Hy gaan lekker na die body toe. Ek het gesien, dit lyk sommer so 'n steek uppercut, so 'n uppercut hoek na die ouens se body toe. So dit lyk hy het goeie power, hy het goeie lekker combinations, soos klomp goed lyk lekker. As ek dit nie mis het nie, hy het ook die reach en die height advantage bo Bivol, maar wat ek agtergekom het. Ek meen jy kan mos nou nie volgens highlights kyk hoe goed gooi die ou feints in. Verstaan jy? Het hy 'n solid defense, wat dis mos eintlik maar net 'n afshow ding, 'n highlight. Wat ek wel gesien het is hy's baie stationary. Hy het nie lekker vinnige voete nie en as jy 'n ou soos Bivol kyk, liewe vader, hy's in en uit beweeg rond. Jy vang nie sommer vir hom op een plek op dieselfde tyd of op 2 verskillende tye nie. En so Bivol se movement is baie beter en die ander ene is hy voel nie vir my so clean nie. Hy voel so 'n klein bietjie rough around the edges. Soos jy kan sien die way hoe hy slaan, soos as 'n ander ou rond beweeg en hy slaan, dan sien jy sy voete is nie in posisie nie. Hy so klein bietjie van balans af en dan kom hy by. Dis klein goedjies, dis nou nie te sê hy gaan nie perform teen Bivol nie. Ja. Maar ek het gesien hy's net nie so clean nie. Sy tegniek is nie so clean nie. Hy's nie so smooth soos wat 'n mens wil hê. Jy kyk vir Bivol, jy kyk vir Canelo, jy kyk al hierdie ouens, jy sien dis minimum effort, die moves wat hulle maak, hulle voete, hulle hande. Hy voel nog so 'n klein bietjie hakkerig en 'n bietjie onorthodox. Okay. So amper so hy het daai experience ook. Ja, dit is die gevoel wat jy kry as sê nou jy het nog nooit geboks in jou lewe nie. Nou oefen jy vir 'n jaar. Nou het jy dalk al 5000 houe op die sak geslaan. Jy gaan relatief goeie tegniek hê, maar dit gaan nog baie labored lyk. Maar nou kyk jy 'n ou wat al 5 miljoen punches geslaan het oor sy karier. Ja. Dis smooth, dit is effortless want dit is al
tot vervelings toe in sy brein ingooi. Dit is maar die verskil tussen die twee. Okay. Okay. So, Wat's jou prediction volgens dit wat gesê is? Bivol Alipad. Ja, ek kan weet nie. Ek weet niks van die waar. Wieso ek sal sê Bivol gaan hom of ja, seker maar met punte wen of hy gaan hom laat stop, maar ek sal gaan vir punte, ek weet nie. Ek sal hom die ou 'n bietjie van 'n kans gee. Ja, wel hy is darm undefeated Ja. en dit lyk darm hy het power om iemand 'n bietjie at by te hou. Ek weet nie, ek sal net sê Bivol gaan wen, want ek het 'n cooking clue hoe goeie chin het hierdie perdie. Miskien het hy nie eens 'n goeie chin nie en Bivol klip hom. En Bivol het net 'n 50% ook self knockout ratio. Maar Bivol wil, as jy kyk van sy vorige fights, hy teen daai Arthur ou Lindon of wat ook al. Hy druk met alles wat hy het om hy knockout te kry, maar dan begin defend die ouens te erg en hy's nie daai killer fighter en daai groot power om 'n ou met een hou wat deurglip uit te haal nie. So ja, ek weet nie, maar al wat ek weet is ek predict Bivol gaan wen handily. Okay. Next. Kan ons nou na 5 versus 5. Maar as net so 2 fights, né? Ons gaan net oor twee praat. Die main 2. Die twee groot is, maar daar is obviously almal die lekker ding van 5 versus 5 is al die fights is highly competitive. Daar's nie 'n fight van soos Bivol en die ou. Die storie agter Bivol en die ou is kom ons gee vir hom 'n goeie fight, hy sort gou sy mandatory uit, dan is dit die groot fight. Hierdie ouens is soos in hierdie promoter sê ek gaan my beste ou sit want ek wil daai promoter soos hulle wil hê hulle ou albei moet wen so. Okay. Of was moeilikheid. Okay, so die een heavyweight fight, Filip Hrgović. Is dit nie ook Ja. een van daai? Dis hy. Okay, 17-0, 14 knockouts. Impressive. Ja. Teen Daniel Dubois, 20 wins, 2 losses, 19 knockouts. Yes. Nog meer impressive. Alhoewel was nou 2 wins, 2 losses, 12 rondes, maar dis mos nou net vir 'n heavyweight daar. As die titles betrokke of so goed. Yes, Dink dude. so nie, nee. Dubois. Maar so hulle dan nie vir 'n title gefight het dalk. Een van Jy's reg. een van Usyk se Jy's reg, titles. maar dit kan dalk wees. Miskien hulle het dit nou net nie gesê. Ek gaan sommer van Dan Rafael se fight schedule af. Hy sê gewoonlik is vir 'n title is, maar dit lyk nou nie dis hier nie, maar jy's reg. Hulle het mos gesê die title wat gaan wegbreek van Usyk af. Jy sien as hier dan vliegtye in Springbok. Dat hier nou 'n vliegtyg oorkom. Ja, look at that. Hey, ons is op die map. Ons het vliegtye gekry. Nou, is hy nou weg. Daar is al die van nou verby. Ons kon nie eens gekyk het wat se soort vliegtye dit is nie. Maar anyway, of dit nou vir 'n title is of nie, ek wil dit flip en kyk. Ja. Daniel Dubois het 'n 95% knockout ratio. Dis crazy, man. Ek wil net gou vinnig my paar goedjies. I want to say my piece and then I will forever hold my peace until the next episode. Ek hou nie van Flippin Hrgović. Ek hou nie van hom nie. Okay. Jy suppose om van hom dalk te moet hou. Ag, hy het hierdie alpha male tipe vibes wat goed is in boxing of fighting. Maar ek hou nie van hom nie. Hy's 'n regte verskoon my taal. Hy's 'n poepel. Ek verstaan jy? Hy's verwaand, hy dink te veel van homself. Hy's insulting teenoor die mense wat sy opponents of enige iemand anders is. Hy's net nie vir my. Ek kan imagine om rondom hom te moet lewe. Soos sal mislik wees want hy lyk sommer soos 'n mislike persoon. Hy het so af en toe 'n oombliekie wat hy iets sal sê wat funny is, maar verder is dit is ekie baie impressed met hom nie. Hy dink hopeloos te veel. Ek het hom nou al gesien, maar dit klink ook soos sommer ek sal nie van hom hou nie. Nee, ek weet vir 'n feit jy sal die goed wat ek al gesien het van hom nie. Hrgović het die height en die reach advantage, so hy is 'n bietjie groter in stature, maar Filip Dubois is hy die size advantage. Ek weet nie wat die ouens weeg nie, maar jy daai Dubois het sulke stukke biceps en so 'n stuk bors. Hy's 'n beast. Hrgović is 'n Olympic bronze medalist, so hy het 'n diep amateur pedigree wat
Dubois nie het nie. So daar het hy 'n groot advantage. Okay. Baie meer amateur experience. So hy het 'n paar advantages bo Dubois. Jy kan nie stry nie. Hy het baie goeie power, hy het 'n goeie chin. Ek meen hy het vir 12 rondes teen Zhang gegaan en Zhang het hom 'n paar keer geklip, soos laat hy hom gebuzz het, maar ek kan nie onthou dat ek ooit gesien het dat hy visibly hurt was. Soos hy eet die houe en hy gaan aan. So ek dink hy het 'n redelike goeie flippin chin. Dubois aan die ander kant, size advantage soos wat ons gesê het, crazy power. Hy het soos in crazy power. Ek sal nie sê die Wilder tipe touch of death crazy power nie. Syne is meer soos 'n bludgeoning, soos 'n kar wat in jou vasry. Wilder is soos 'n sniper wat jou in die kop skiet en is done and dusted. Dubois soos 'n trok wat behoor jou ry. Soos hy het al genoeg ouens met een shot uitgeslaan. Hy het amper vir Usyk doodgeslaan met 'n body shot. Soos daai man het so begin bewe van die ou wat ook al. Ons gaan maar nie op daai. Let's not go down that road. Anyway. Dubois 26 jaar oud, so hy's 5 jaar jonger as Hrgovic. Hulle sê mos in combat sports judge jy nie age volgens numerical values of wat ook al nie, jy judge het meer volgens wat is die ou se history in die sport, hoeveel damage het hy al gevat en wat ook al alles. Vir my voel dit Dubois moet meer nader aan sy prime wees as Hrgovic, want daai man boks al vanaf hy baie jonk is, Hrgovic, en hy het 'n deep amateur background, bla bla, so jy kan redeneer, hy het al dalk baie meer pressure op sy body, physically was dit al baie meer taxing op sy body en sy brein en sy chin en alles. Dubois is relatief jonk en hy het nie op 'n vroeg ouderdom begin nie, hy het nie regtig veel amateur fights. Ek dink hy het verskriklik min amateur fight. So hy het nou al sy losses, maar ek meen teen wie? Teen Joe Joyce en teen Usyk. En wie was daar nog gewees? Dis hy 2 losses, maar hy het dan al teen baie ouens gefight. Ja, ek meen hy het vir Big Baby, Kevin Lerena, al daai ouens. Ja, hy het 'n beter rekord, of nie 'n beter rekord nie, beter opposition as Hrgovic. So dis basically dit. Hy het vir Usyk al gefight, vir Joe Joyce en vir Big Baby, en ek voel na die Usyk fight is hy gelabel as 'n quitter. Hy gee op. En almal weet nou hoe bly die goed is Usyk, en ek dink hy het teen Joyce 'n bietjie opgegee, maar Joyce het mos soos ek dink sy orbital bone gebreek of iets, en hy's jonk, hy's onervare, hy voel net ek is seer, ek dink ek moet verder fight, daai tipe ding. Maar teen Big Baby Miller, my maat, nou sê dit daai fight was hy anders. Maar daar het hy gewys. Dit was vir my daai tipiese mentality van ek sal vir die wêreld wys, ek sal in my lewe nooit weer quit nie. My gesig word eerder pap geslaan as wat ek moet die backlash kry na daai 12 rondes en weer gesê word ek is 'n quitter en ek is 'n has-been en goed. So Dubois gaan nie sommer weer opgee nie. En al twee hierdie ouens kan 12 rondes gaan. Dit het ons gesien, 12 harde rondes gaan. Ek dink nie enige iemand kan vir Dubois harder druk as wat Big Baby hom gedruk het oor 12 rondes nie. So ek dit is my opsomming van al twee fighters. Wie voel jy in jou hart? Nee, definitief Dubois, alipad. Ek dink ek hoop hy gaan hom knock-out. Soos in die middelrondes iewers, maar Dubois, definitief. Ek ook. Ek weet nie of ek dink hy kan hom knock-out. Hy het die power. Ek weet nie of hy hom gaan knock-out nie, want Hrgovic het die high pedigree en hy het 'n goeie chin. So hy weet hoe om te survive en hy is nog nooit in sy lewe geknock-out nie. So tensy hy in 'n masebom inloop, wat hy gaan ja, maar hopelik, want ek wil hê hy moet verloor en ek hou van Dubois, hy's 'n nice ouetjie. So ek sal slightly lean na Dubois toe vir hierdie. En onthou hierdie ouens het nog
'n history ook. Hulle het jare terug, ek dink Dubois was soos 19 of 18, toe het hulle gefight in 'n sparring match in die gym. Okay. En toe Gewich hom gewen of 'n bietjie pak slag gegee, maar barely. En Dubois sê hy het omtrent nog nie eens geweet wat is boks nie. Toe fight hy teen hierdie man wat in die Olympics was en weet jy wat, en nou gaan Gewich aan. Yeah, I already beat you and you were nothing in the gym and I humiliated you and Dubois sê, dis nie wat gebeur het nie. Ja, jy het my nie geknockout of ietsie, jy het my seker gewen, maar jy het my nie gehumiliate nie. Ek het my man gestaan en ons het harde rondes gegaan en ek het nog boggerol van boksing geweet nie. Nee, want dit is mos nou maklik om te sê. Ja, en nou is albei ouer, so ja, maar anyway, my prediction is Dubois, maar dit behoort 'n kwaai fight in 'n close fight te wees. Okay. Main event possibly. En dan ja, die ander heavyweight fight van die 5 versus 5, possibly main event. Deontay Wilder teen Zhilei Zhang. Deontay Wilder 43 wins, 3 losses, 42 knockouts. Yes. En Zhang 26 wins, 2 losses, 21 knockouts. Ja. Dus, 12 rondes. Hierdie is twee groot seuns wat kan hard flip en hulle moet maar net uitkom en mekaar try en hulle kas inslat. Hulle fight nie lank hou nie. Kom ons switch it up. Sê jy vir my, wat dink jy gaan daar gebeur voordat ek te veel sê? Ek moet nou nie kyk na my notas nie. Kom ek gaan sommer weg. Nee, ek dink hierdie manne gaan mekaar pitch. Ek dink there won't be any love lost. En ek dink Wilder is baie kleiner as Zhang seker ook. Hy is length-wise weet ek nie of hulle omtrent dieselfde lengte gaan wees nie. Size-wise. Gewys, ek dink Zhang het so 'n groot ballonkop en ek dink hy weeg iets in die 130 kg. Verskriklik. Wilder is nie so swaar nie, hy is soos 104, 105. Want hy sy gewig se dierpo. Hy het geen bene nie. As hy bene soos AJ gehad het, dan het hy seker 115 geweeg of meer. Okay? So ek weet nie. Ek dink jou wat die eerste groot punchland gaan wen, dink ek. Dink jy? Kyk, Zhang kan 'n punch vat. En ek dink nou, hy is nog nie geknockout nie. Nog nooit. Maar Wilder is al. 2 keer. Kyk, ek kan vir jou sê, as ek jou so 'n klein bietjie kan inligting gee, volgens my het Zhang 'n vrek goeie chin en Wilder se chin is 'n bietjie questionable. Nee, kyk, hy het nie 'n patetiese chin nie. Ek meen, jy kan tot sien as hy geklip word deur goeie punchers, dan wobble hy, maar hy fight deur dit. Hy gee nooit op nie. So en hulle albei kom van 'n loss af teen Joseph Parker. Ja, Joseph Parker is hulle pa. Hy kyk nou hoe sy 2 kinders fight. Hyster. Ja, so ek wil so half lean na Wilder toe. Voel hy kan dalk die stop kry. Okay. Ja. Late stoppage of vroeg? Ja, so in die middel ook rond. Want ek dink die 2 manne kan die 12de ronde haal. Soos alles laat. Ja, nee, maar is moontlik. Maar ja, Wilder. Okay, so jy's Wilder. Kom ek sê jou net gou wat. Ek het nie veel notas op hierdie ene nie. Eerstens, my eerste gevoel is hierdie kan letterlik 'n career-ending fight wees. Ek dink albei van hulle het die capability om die ander een of letterlik dood te slaan of na aan die dood te slaan. En ek gaan nou sê hoekom, maar hierdie kan career-ending wees. Die tweede ding wat ek wil sê is ons moet nou eers kyk wat se weergawe van Wilder ons kry. Eers was hy die crazy killer, toe Tyson Fury hom 'n bietjie gebreek, toe was hy nie heeltemal dieselfde nie. Toe kom hy terug wat hy na daai ayahuasca retreats toe was en hy het homself gevind en hy's net lief vir alles en almal en dis toe hy teen Parker mos nou verloor het wat hy omtrent niks gedoen het nie. En nou sê hy die ou killer is terug. Die bronze bomber is terug. That remains to be seen. Ja, nee, kyk, jy luister mos hoe fighters praat en ek kan in sy praat hoor, hy's daar. Hy gaan uitkom en hy gaan wil vrek maak. Ek kan vir jou garantie gee, sy hart is nou op violence en
en hy en sy coaches almal koester nou die wild man, soos jy is op jou gevaarlikste as jy jouself is, as jy los en vry is, aggressief is, jy gaan om daai ander man te destroy. So Wilder is nou terug by daai tipe vibes van ek soek 'n body op my rekord. Hy's regtig waar terug op daai. Wie bel my nou aan mekaar insurance spam. Maar that remains to be seen. Hy is nou al wat 38, 39 jaar oud. Hy is al stok oud. Ja, is Zhang nie al 40? Hy is al 40 van verby sy 40's, ja. So dis eintlik 'n goeie ding dat hierdie twee ons mekaar fight. Maar anyway, vraag is wat gaan Wilder wat se weergawe gaan ons kry? Ek dink ons gaan 'n good version kry, ek hoop so. Uit 'n pros en cons oogpunt uit, Zhang is technically 'n baie beter bokser as Wilder. Met T's en Q's. Ons weet ons Wilder het net hy het net 'n punch. Ja, hy het goeie voetwerk, hy het hard. Ek dink Wilder is 'n swak bokser, maar hy's 'n goeie fighter. Hy's 'n uitstekende, hy kan fight, hy kan scrap. Maar uit 'n technical oogpunt uit nie so goed nie. Maar Zhang is baie stationary. Hy's oud, hy's ouer, hy raak vinniger moeg en ons weet mos nou hy die beter chin. So my gevoel as ek na die ding kyk, Zhang het 'n masse left hand. Hy sit vir jou plat. Ek meen Joseph Parker het 'n goeie chin. Zhang het hom net 'n kort punchietjie gegee. Pap, dan sit daai man op sy gat. Dan sy de mekaar. Soos dis 'n harde hou. Hy het vir Joe Joyce in sy kas inge-knockout wat nog nooit ge-knockout is in sy lewe nie, 2 keer na mekaar. Ek dink Joyce het een van die beste chins in heavyweight gehad totdat Zhang dit gebreek het. So my gevoel is as Zhang moet flush land op Wilder, breek hy dalk sy nek of hy breek sy kakebeen of iets, verstaan jy? Hy gaan hom seriously seer maak. Maar omdat Zhang stationary is, hy stadiger, hy's 'n groot target met hy groot kop. Ek dink Wilder het die reach advantage by hom en Zhang het sulke kort fris armpies. Ek dink dit gaan baie makliker vir Wilder wees om te land op Zhang en veral soos wat die fight aangaan, raak Zhang al hoe meer moeg. Zhang gebruik nie daai massive frame van hom om pressure op jou te sit nie. Hy volg jou maar rond en hy is tog te happy om net so af en toe hou te gooi en hy wag maar totdat die groot hou val. As Wilder rond beweeg maar aggressief is en aan mekaar skiet, punch moet hy regter hou elke kans wat hy kry. Ek dink hy gaan vir Zhang 'n klomp keer vang. Hy gaan hom moeg maak, hy gaan hom sag maak en die probleem is, ons het dit al van tevore gesê, dis nie die groot punchers wat jou slaan laat jy breinskade kry en kan dood nie. Dis die ouens met die medium power, want hy slaan jou aan mekaar en jy wil nie val nie en dan vat jy sustained damage. Nou kan jy nou imagine Zhang vat sustained damage deur Wilder met daai crazy touch of death power. Imagine Wilder moet jou 10 keer of 20 keer moet daai regterhand slaan voordat jy val. Dis hoekom ek sê, ek dink seriously, een van hierdie ouens kan so seer kry, dit kan career ending wees of erger. En niemand van ons spot nou oor wat ook al, niemand van ons wil hê, daai mense het ook families en careers en alles, maar as ek moet bekommerd wees vir 'n fight, sal ek bekommerd wees oor hierdie ene. Maar my prediction is Wilder behoort te wen, soos jy sê, hier van die middel af op. Ek dink Zhang se beste kans is in die eerste 3-4 rondes wat hy nog meer vars is, want as daai man se fatigue begin inskop, dan raak dit. En hy slaan al hoe minder en hy raak complacent en hy raak wat ook al so. As ronde 4 kom en hy het nog iets, kom ons sê as ronde 6 kom en Zhang het nog nie gewen nie, dan switch ek my volle aandag oor na Wilder toe. Maar ek dink Wilder gaan wen met 'n knockout. Okay. So we are in unanimous decision. Okay, dan is ons nou gesê ons gaan net oor daai twee praat, maar ons gaan net so een
honorable mention. Ja. Ou Nick Ball teen Raymond Ford. Ou Nick Ball. Pitchballetjie. Ja. Hy klein mannetjie. Ja, maar dis soos in wat 125 pond of 100. Hy seker net so groot. Ja. Nee, dis ek sit te dink by myself vandag, hoe sal ek nou vir Nick Bol beskryf aan die luisteraars? En jy weet mos, hulle praat mos nou baie van alternate realities en die multiverse en daai goed. Ek dink as jy vir in een of ander weird alternate reality vir Mike Tyson kan kry as 'n wit kaboutertjie, dan sal jy vir Nick Bol kry, want hy's hierdie klein, stewige dynamo bolletjie krag, soos dit lyk nie jy kan hom seer maak nie, en hy kom vir jou, en hy kom vir jou, en hy's soos 'n flippin' Jack Russell, hy's net soos hierdie bolletjie energie. En ek meen, hy het laas teen hy world champion gefight en ons albei dink hy het gewen. En hy het net nooit opgegee nie. En daai ou lyk dit kan hom niks maak nie. Hy kom net met daai klein lyfietjie en slat vir die dood en hy slat hard met daai flippin klein kort armpie. So ja, Mike Tyson se spirit animal is Nick Bol. Ja, so, okay. Ons predik Nick Bol gaan wen. Want ek weet nie wie Raymond Ford is. Ek weet nie wie die ander is nie, maar ou Bol. Okay, kwai. That's boxing for the night. Okay. UFC 302. Macau main event, Sean Strickland teen Paula Costa. Skrik Tilden vir die kat wat vir my omloop. Hey Dinkie. Okay. Ja, dit is die main event. Kan seker maar moet ek maar sê wat is die odds? Nee, jy mag nie. Mag ek nog nie. Die odds is altyd aan die einde van die fight, Skalk. Kom in die game. Hoe dit nou werk. Vertel my hoe voel jy oor die fight? Nee, ek dink dit gaan 'n lekker fight wees. As Costa fight is dit mos altyd 'n lekker fight. Strickland fight nou nie so exciting nie, maar hy is exciting. Ja. Dis altyd 'n event. Dis altyd en veral al twee hierdie ouens maak altyd die pressers vrek interessant. Soos jy lag vir hulle. Sean Strickland is mos soos iemand, die deel van sy brein wat die woorde moet filter is dood. Hy sê net wat 'n flip hy wil. En Paulo Costa is nie eintlik ver agter nie, to tell you the truth, maar hy's mos snaaks. Hy's mos genuinely. Ek dink hy's die UFC fighter wat die beste meme game het van almal. Jy kan, as jy nog nie vir Costa gevolg het op social media, nie doen dit. Hy het een of ander, hy het 'n weird sense of humor, maar dit werk. Maar hy snaaks, ja. Okay, iets wat ek nie weet nie, Skalk. Ek dink dit moet 'n 3 ronde fight wees. Dit sal 10-10 wees, ja. Ja, ek kon nie sien nie. Ek het op UFC se webwerf gegaan, ek het op Google gegaan. Ek kan nie sien dat hulle sê dis 3 rondes of 5 of ek is nou ek dink dit sal 3 wees. Ja, want dit is nie vir 'n title nie, dit is nie die main event nie. Ag, ek weet mos nou laas toe Dustin gefight het teen Saint Denis Benoit. Toe was dit ook presies dieselfde as die fight, maar toe sit 5. Maar hy het ons gevra vir 5 rondes. So, okay, 10-1 dan 3 rondes. My gevoel is 3 rondes gaan dalk vir Costa 'n bietjie meer favor. Sean Strickland is 'n 5-round fighter. Hy kan 10 rondes fight as hy moet. En ek dink Costa raak maar moeg hier na die 3de ronde. Hy het mos nou baie beef op sy frame. Hoe meer spiere, hoe meer bloed, hoe meer suurstof. Dis mos maar basic math. Die ouens wat fris gebou is, raak vinniger moeg as die ouens wat nie so heavily muscled is nie. So die rondes favor Costa, maar as jy kyk na fighting style, dan sal ek sê Costa is 'n baie favorable fighting style vir Sean Strickland, want Sean Strickland voel dit amper vir my, hy specialize in come forward aggressive fighter, soos dit voel altyd vir my, hy's die matador en die ander ou is die bull, soos hy weet hoe om daai
energie wat na hom toe kom, moet sy tight defense te blok en net sy jab en hy tem al die wille pere, tem hy elke keer totdat daai ou gegas is en dan sal hy jou of knockout of hy sal jou mors vir die res van die rondes. Hy is mos nou nie 'n knockout artist nie, maar hy het goed genoeg power om jou te kan knockout, so dit voel vir my Strickland het die advantage volgens styles. Costa het weer vir my vrek goed gelyk teen Robert Whittaker, soos ek dink jy kan te ernstig sy laas teen Whittaker vat nie, want dit voel vir my Whittaker en Costa was dalk op hulle beste, hulle albei het hulle career best performances gehad, gelyktydig teen mekaar. Ek dink as die Whittaker wat gefight het teen van sy vorige fights, sou Costa hom gewen het. En, maar anyway, hy het vrek goed gelyk en sy coach en sy team en almal praat van Costa het nou uiteindelik weer momentum. Laat hy nie fight en dan moet hy weer op die sideline sit vir 'n lang tyd weens 'n weight problem of 'n injury, dan fight hy nou en hy wen net of hy verloor en dan is hy weer lank uit. Hy het nou 'n paar maande terug teen Whittaker gefight, hy het flippin spectacular gelyk, hy's nog steeds gesond, hy's on weight, hy sukkel om nie dood om dit te maak nie en hy's vol confidence, hy's happy, verstaan jy? 'n happy fighter is 'n dangerous fighter en ek dink Costa is in 'n goeie plek. So hy kan vir flippin Strickland knockout. Dis nie onmoontlik nie. Strickland is nie unknockoutable nie as dit ooit 'n woord is nie. Okay, en die ander ding is nou weer klink nou ek speel heavy devil's advocate. Ek spring nou so tussen die twee ouens. Strickland dink ek fight nou met 'n klein bietjie van 'n chip op sy shoulder, want hy was niks, soos hy het gedink hy gaan ooit champ raak nie. Short notice, easy fight, kry die upset of the year, hy is die champ, hy die goud, hy kry al die attention, hy kry geld, bla bla bla. Fight teen Dricus Du Plessis, verloor. Hy het letterlik nie in sy belt een keer suksesvol defend nie. En dit is nie 'n knock op hom nie, want min champions kry dit ooit reg, soos as jy 2 of 3 keer jou title defend, dan praat hulle sommer vir jou van een of the greatest of all time. So, maar ek dink hy fight met 'n chip op sy skouer. Hy wil bewys hy moes die champ gewees het, want hy glo mos hy daai fight gewen. So ek dink ons kan dalk 'n baie gevaarlike weergawe van Strickland kry, want hy sal nog steeds daai smart fighting matador tipe styl doen, maar ek dink hy kan dalk 'n bietjie meer aggressief wees as normaalweg, want hy voel definitief wel hy voel hy het vir Dricus gewen, maar hy sou dalk gevoel het as hy net 'n bietjie meer busy was, kon hy dalk die judges se eyes gevang het, so. En dan last but not least, hulle 2 common opponents, maar net die een is regtig waar ter sprake hierso, Israel Adesanya. Easy het vir Costa geknockout, en Strickland het vir Easy geoutclass en self amper geknockout na 5 rondes. Okay, ons het nou net gou daai technical error gehad. Jinky het met haar vet katgaatjie die tripod geskuif toe sy verby is. En as daar enige animal lovers daar buite is wat nou kwaad is vir my, flip jou. Ek is 10-1 erger oor katte as wat jy is, want ek ken nie mense wat ek dink baie keer ek moet kalmeer. Hey Jinky. Hey Baba. Ek dink nie daar is veel mense wat ek ken wat so erg is oor katte soos ek ken niemand wat so erg is nie. Dit begin neig aan psigopaties. Maar my fight ek is net so 'n groot fight fan. So ek dink ek het al agtergekom in ons huisgesin. Ons het sulke tipe oordryf addictive personality. Soos my broer is heeltemal karbemal in sy kop. Hy wil net alles met karre koop en ry en hy wil sommer die goed bou ook. Goed. My ma is weer tennismal. Ek weet nie wat het in haar lewe verkeerd gegaan nie. Maar okay, anyway, om terug te kom by die waarheid. Sorry mamma, my ma
hoe sê jy? Moving on. Ja, my ma luister na ons podcast, nee. So sy lekker gaan wees. seker nou my kos brand as ek eendag weer daar loop kuier en sê, ja mannetjie, ek onthou dit. Maar ons laaste ding voordat Jinky so rudely interrupted was maar net common opponent Van easy. ja. So as jy nou dink MMA math werk op daai way, dan gaan jy nou sê, Glad. maar dit is nie hoe dit werk nie. Sorry. Wat is ek soek jou prediction en ek soek jou odds asseblief. Jy's mos die odds maker hierop. Die odds maker. Okay, ons neem nou sommer aan is 3 rounds. Ja. So ek dink Sean Strickland gaan wen met punte. Okay. Ja. So Nie 2 finishes. rondes 10-1. Ja, 'n close. Ja, dit gaan ek voel dit gaan 'n Ek voel close. dat hom nou al 'n bietjie beter oor Costa want hy het my nog net gedisappoint. Maar die afgelope fight sien ek die ou kan daarom fight. Hy kan, hy staf. maar hy het almekaar as ek sê hy gaan wen. As jy 'n manier hy gaan verloor, dan verloor hy of hy horribly. Hy Soos lyk teen swak. easy. Teen easy of teen hy, wat is hy ou teen Rockhold. Ja. Dis so swak, Ja. lyk dit ook. Maar Maar anyway. hulle sê mos jou Jinky, ek slat jou gat. Kom weg daarso. Gaan kamer toe. Gaan kamer toe. Gaan bed toe. Ek sal nou daar met jou loop praat weer. Ja, ek voel mos altyd as skelletjie kat en nou hol sy nou weg en nou voel ek sleg en as ons klaar is dan moet ek nou eers loop jammer sê wat. Maar hulle maak my so kwaad as hulle met ons podcast. Gaan kamer toe. Gaan kamer toe. Sorry julle. I love cats. Okay, next up. O ja, nee, die odds. Ja, die odds is Sean minus 205 en Costa plus 170. So Sean is die favorite. Minus 205. Ja, dit is nogals. Dis Nie te bad nie, maar hy is die favorite. Hy is definitief die favorite. Ja, okay. Next. Okay, main event vir die lightweight championship of the world. Islam Makhachev teen Dustin Poirier. Makhachev. Ja. Teen Dustin Poirier. Islam is mos nou die champion any Pound for pound number one, kamma. En Dustin? Dustin hy is ook maar daar iewers. Ek weet nie waar hy is nie, maar hy is ook een van die bestes, glo ek. Ek weet nie of hy in die pound. Ja, Hy sê in kykie, die normaalweg pound pound for pound lists is almal champions, want jy's die beste in jou division at least. Ja. So dit sal maar neek dat hy op die pound for pound list kan wees as hy nie 'n champion is of ooit was nie. Korrek. Weet jy wat nê? Kom ons flip die skrip weer. Sorry, sê vir my wat is die odds vir hierdie ene? Okay. Maar Islam, sal ek maar sê, is minus 470 Liewe favorite. Vader, dis 'n groot ene, dude. En Dustin is 'n plus 360. So hulle sê hy het 'n kans regtig om te wen. Ja, basically, wel volgens daai odds nê, as jy R100 op Islam sit of as jy wil geld wet, jy moet R470 neersit op Islam om net R100 wins te maak. Maar moet Poirier as jy R100 neersit en hy wen, dan kry jy 360. Ja. So imagine hierdie manne wat 100k drop, dan kry jy 360k. Waar sou wat se naam Drake kan hy nie daar op Dustin? Ja, nee, op Islam. Op Islam, yes, op sy kop daai geld sit dat hy verloor het. Nou, die rede hoekom ek begin het met die odds is om 'n punt te bewys of om ek weet nie wat ek wil bewys nie, maar ek is besig om dit te bewys. In die UFC, ons het dit al hoeveel keer gesê, as die odds so heavy begin lean na iemand anders toe, dan raak die kans vir 'n upset baie likeable. Veral in 'n title fight. En ons het al hoeveel keer gesien die close fights. So sê nou maar 'n Strickland Costa. 'n Close fight raai ons gewoonlik reg. More often than not. Maar die fights wat die maklikste is, wat jy net sê, ag, Islam. Ek hoef nie eens te dink daaroor nie. Dis daai blerry fights waar die ou sommer geknockout word in die eerste ronde. Soos kyk vir Strickland en Easy. Toe daai fight kom, dit was ook sulke odds en ek het gesê ek kan nie in my kop 'n clear path to victory vir Sean sien nie. Ek kan nie sien hoe hy dit kan doen nie. En hier kom hy en
Hy het hom amper geknockout en toe white flush hy hom vir 5 rondes. So in hierdie game my maat kan jy nooit flippend sê nie. Ja. Ek gaan jou nou jou prediction vra. Skill wise, obviously Islam. Ons weet mos nou Dustin het by verre die meer experience, fight experience en alles, maar as jy kyk na skills, die skillset van Islam se wrestling staan so uit bo Poirier se wrestling en grappling dat dit is daar is nie kompetisie nie. Ek sal die edge gee vir Dustin in straight-up boxing. Hy's 'n scrapper en hy kan leer gooi. Maar die probleem is dit is nie soveel hoër as Islam se nie, want ek meen ons almal weet Islam stoei op Khabib se level. Hy en Khabib stoei omtrent dieselfde. Hulle is nie 100% dieselfde tipe wrestling style nie, maar hulle out-wrestle mekaar heeldag of anti-wrestle of whatever ook al. Maar Islam se striking, hy wys goed in striking wat Khabib nog nooit gewys het nie. Hy wys feints, hy doen iets om 'n volgende ding na die tyd te doen. Hy set traps vir jou. Hy het vir Volkanovski wat pound for pound eintlik die nommer 1 was met 'n headkick uitgeskop so hy kan skop. Jy kan sien sy frame, soos die manier hoe sy skouers gebou is. Hy carry real power, soos hy raak net in jou, hy's nou nie 'n Conor McGregor, as ek jou raak met my linkerhand, dan is jy uit nie, maar hy slaat hard, as hy die manne raak, dan val hulle, en hy swing nie wild vir die fences nie, hy skoon, clean cut, hy slaat vinnig, hy slaan hard, hy weet wat hy doen, hy's redelik goed met sy defense, met sy striking range, alles. So, al sal ek vir Poirier die advantage in striking gee, ek sal nie verbaas wees as Islam hom dalk nog wen in 'n striking match nie. Verstaan jy? En dan sit jy nog die wrestling by, so. Voor praat ons eens. Ja, ons albei weet, styles makes fights. Ons het mos nou gesê, vir Strickland is Costa se style is goed vir hom. Nou, Dustin se style, of sê Islam se style is nie baie goed vir Dustin nie. Die rede hoekom ek dit sê is, as jy nou mooi dink, waar is Dustin op sy effektiefste? Wanneer hy vir my op sy mees effektiefste is, onthou hy's 'n clean striker en hy slaan tussenhoue. Soos teen Saint-Denis Benoit sit pressure op hom, slaan, gaan vir die takedown, slaan. En wat doen Poirier? Sy houe is beter timed en is cleaner, dis shorter, dis crisper en hy time vir Benoit tussenin met hooks en uppercuts of op die defense terwyl die ou jou aanval of hy sit jou teen die cage en hy begin offload en daai wat sy hande rond beweeg met sy chin laag soos 'n tipiese bokser, bo onder, left, right, uppercut. Ja, die diamond guard. Ja. Jy het hom nou reg gehad. So, ja. En dan trek hy mos sy broek aan mekaar op. Hy moet as Islam moet slim is, hy sien hy man se hande gaan af, dan moet hy laat loop. Ja. Sy broek wil optrek. Ja, as hy sy broek optrek, dan slaat jy. As hy sy guard vat, dan tackle jy hom vir die grond. Maar anyway, so dis Poirier se kill zone. Hy wil close striking en dit moet 'n bietjie chaotic wees. Laat julle trade met mekaar. Soos Conor McGregor toe hy hom op die toue gekry het met daai beautiful right hook wat hy hom gevang het. Nou die ding moet hy sal definitief in die kill zone sal dit gevaarlik wees vir Islam. Ja. Islam voel vir my, hy strike beter op 'n distance, hy kick beter op 'n distance, hy hou sy distance goed. Hy is nie bang dat jy hom plat vat nie, want hy het superior wrestling, maar hy sit in werk ook agter dit aan om jou grond toe te vat en as hy jou op die grond kry, dan wil ek amper sê dis nag, want hy sit 'n mol jou nie net van bo af
soos Khabib, hy choke jou uit, of hy het mos armbars, hy het al allerhande verskillende, ek dink hy het nog net nie 'n guillotine nie, en hy wil 10-10 vir Dustin guillotine. Dustin wil hom guillotine. Ja, maar, Imagine hoe kwaai sal dit wees. dit sal insane wees, dit sal insane wees, maar, hier kom ek nou by die crux van die saak, die posisie waar Dustin op sy mees effektiefste is, close range trading shots, is die plek waar dit die maklikste is vir Islam om hom te gryp en om grond toe te vat, of om in die clinch te kry dalk in te nie goeie. So, die Dustin se greatest strengths is ook sy greatest weakness teen Islam. Obviously is daar many ways to skin a cat, so hy kan vir Islam vang, maar dis maar my gevoel. My gevoel is ook, ek dink, Dustin het iets soos 'n 60% takedown defense. Ek wil nou gevra het, hy voel het vir my bietjie maklik grond opgevat, ja. Ja, 60%, so hy, omtrent elke tweede takedown word hy gevat. Islam het weer iets in die 60% takedown accuracy, so elke tweede keer wat hy try, vat hy jou grond toe. So basic math sê vir my, Islam gaan hom ten minste in elke ronde een keer kan grond toe vat, as hy mos nou nie geklip word nie. As hulle grond toe gaan, nou is Islam bo op hom, ground and pound. Wat doen Dustin as hy op die grond is? Hy wil omrol op sy maag en opstaan, hy gee altyd sy rug vir flip en almal. Islam gryp sy rug en daai man het 'n otherworldly squeeze op hom, soos 'n heavyweight wat in jou nek rem, dan sit verby. So ek weet nie. So is maklik, moenie grond toe gaan nie. Ja, moenie grond toe gaan nie, moenie toelaat dat jy grond toe gaan nie. En my laaste observation, laat ek daarom nou iets gee vir Poirier ook. Hy twee chinks, daar's twee chinks in Islam se armor wat hy kan exploit. Die eerste chink is obviously die chin. Ek dink nie hy het 'n glass jaw nie, maar ek dink hy het die beste chin in die wêreld. Hy is al geknock-out deur een shot, deur 'n amateur, of nie 'n high level ou nie. En die tweede ene is, maak nie saak wat Islam sê nie, daar is 'n possibility hy onderskat vir Poirier. Ek meen, toe hulle praat van Poirier wat se guillotine goeders, toe begin lag hy. Soos hy het begin lag toe sê hy, no, he doesn't have good guillotine. I will, wat ook al. Maar dis nou alles fun and games en is confidence en alles, maar dis die twee chinks wat ek in sy armor sien wat exploitable is, maar other than that, hy's jonger, hy's die pound for pound nommer 1, hy's dis all the odds are in his favor. Dis a tough ask vir Dustin, but if anyone can do it, Dustin can. Hy het al hoeveel keer. En dis sy laaste kans, voel dit so. Dit is sy laaste kans. Hy gaan vir alles gaan. So hy weet as hy nie die een kry nie, dan is die kans maar bitter skraal. Dat hy nog 'n shot gaan kry. En hy was nog die champion, hy was nou interim champion, wat niks beteken nie, maar volgens my nie. So hy wil hy title. En hy is seker die beste fighter in die UFC wat nog nie die champion is. So. Dis die waarheid daai. Ek dink hy en nog iemand anders het ons mos al Gaethje ook miskien. Hy en Gaethje is die twee best uncrowned fighters champions in die UFC. So, maar nou wat sê jy? En dan die laaste ding van Poirier, ek het dit nou nie neergeskryf nie, maar ek dink sommer daaraan. DC het ook gesê hy hou nie baie van daai talk nie. Poirier begin praat al van retirement en hy het al gesê as hy nie hier wen nie, hy dink nie hy sien kans om weer 'n title run te doen nie. En verstaan jy, en hy praat van maybe I'll go on, maybe not. Ek meen daai man, hy's nou nie Conor McGregor silly rich nie, maar hy het al 3 keer vir McGregor gefight en vir al die laaste 2 kere het hy miljoene gemaak en hy het sy eie hot sauce brand en hy's 'n legend in die sport. Ek dink
hy het al genoeg geld gemaak om te retire en nooit weer hoef te werk nie. So hy het sy dryf wat hy het wat flippend impressive is maar legacy en sy passion vir die sport en alles, maar hy sien meer daai honger, ek moet fight anders is daar nie kos op die tafel, daai tipe nie. So ek hou ook nie daarvan as 'n man, hy's realisties, maar ek hou nie daarvan as 'n man so praat nie, want as jy train, jy moenie dink aan verloor nie. Jy moenie dink aan jy dink net ek gaan wen klaar. What's your prediction? Poirier met knockout. Jy sien dude, ek hoop jy's reg. Of met 'n guillotine. Odds is nog minder, dit sal gebeur, maar ja, ek voel net ek sal maar vir hom vir Oulaas gaan. So dat hy hom vir Oulaas jou hart breek en dan is jy nou klaar met hom. As jy nou 'n Makhachev fan. Ek kan net maar retire. Gaan jou nuwe favorite ou dan nou Islam wees. Nie eens amper. Maar ja, nee, ek sal sê Poirier met 'n knockout. So wat se ronde? Tweede ronde. Ja. Ek sê die eerste ronde net so skrap op die grond en in die lewe bly en dan gaan hy uitkom in die tweede ronde. Ja, dit sou kwaai wees man. Ek sê Islam second round stoppage. Ek het so gevoel Islam gaan hy kick try. Want hy het vir Volkanovski geknockout met 'n kick en Gaethje het vir Poirier geknockout met 'n kick, so hy sien Ekskuus tog, hy sien seker hy kick kan dalk 'n plan wees. Yes, besorg dat hy nie gekick word. Ja, you never. Ja, ek kan maar gaan vir dit. Gaan hy nie vir die takedown eers hê. Ja. So Wel, trade. To tell you the truth, ek dink Poirier se beste kans kan dalk wees vroeg in die fight, want die ding begin op die voete. So Islam sal dalk eers 'n bietjie wil staan en strike voordat hy begin met sy wrestling. En as hy hom daar kan koud vang, my maat, imagine it. Catch him cold. As hy nog droog is en koud is. So ja, okay, so jy sê Dustin, ek gaan met die odds op hierdie ene. Ek sal maar die veiliger opsie. Ja, ek sal baie bly wees as Dustin wen. Dustin is 'n legend. Hy's nie, ek sal nie sê ek is 'n heavy fan van Dustin nie, maar ek like hom. Ek like vir wat hy gedoen het vir die sport. En ek dink dit sal cooler wees as hy wen, so. Ek sal hom back. And that is nou gaan ek my bag hou. Rap. Ja, vader, ek het al so baie van jou gehoor vanaand. Ek is moeg, jong. Asai, vrede. Dit was episode hoeveel? 48. 49. 48. Asai, chap.